Eksodus, hoofstuk 7. Toe het die Here aan Moses gesê, kyk, jy sal soos 'n God wees vir Farao, en jou broer Aaron sal vir hom soos 'n profeet wees. Vertel vir Aaron alles wat ek aan jou sê. Op sy beurt moet hy weer dit aan die Farao vertel. Hy moet die Israeliete vrylaat en toelaat om op te trek uit die land. Maar ek sal sorg dat die Farao hardkoppig is. So sal al my tekens en wonders meer word in Egipte. Die Farao sal egter weier om na julle te luister. Dan sal ek 'n swaar hand op Egipte lê en ek sal my volk, die Israeliete, my leerskare, laat gaan onder baie swaar rampe. Hulle, die Egiptenare, sal weet dat ek die Here is die dag wanneer ek my hand swaar op hulle laat rus en die Israeliete uit Egipte lei. Moses en Aaron het presies gedoen soos die Here hulle beveel het. Toe Moses en Aaron met die Farao gaan praat het, was Moses 80 jaar oud en Aaron was 83 jaar oud. Toe spreek die Here met Moses en Aaron. Wanneer die Farao vra en sê, julle moet 'n teken doen, moet jy vir Aaron beveel, gooi jou kierie op die grond voor die Farao, dat dit in 'n slang verander. Moses en Aaron het presies gedoen wat die Here beveel het. Toe hulle by die Farao kom, het Aaron sy kierie op die grond gegooi en dit het in 'n slang verander. Die Farao het sy wyse manne en towenaars nader geroep. Toe doen hulle dieselfde. Hulle het elkeen sy kierie op die grond neergegooi en dit het in slange verander. Maar die kierie van Aaron het hulle kieries ingesluk. Steeds was die Farao se hart onversetlik en hy het nie geluister nie. Presies soos die Here gesê het dit sal gebeur. En die Here het vir Moses gesê, sien jy hoe onversetlik is die Farao? Hy sal nie die volk laat optrek nie. Wanneer die Farao môreoggend na die Nyl toe afgaan, moet jy hom daar aan die kant van die Nyl inwag. Neem die kierie wat in 'n slang verander het met jou saam. Dan moet jy vir die Farao sê, die God van die Hebreërs, die Here, het my met 'n boodskap na u gestuur. Jy moet my volk laat gaan om my te dien in die woestyn. Maar tot dusver het u nie gehoor gegee aan die bevel nie. Daarom, so sê die Here, nou sal jy weet dat ek die Here is. Kyk mooi, ek gaan met hierdie kierie op die water van die Nyl slaan, dan sal dit in bloed verander. Die visse sal vrek, en die water sal so stink dat die Egiptenare nie die water van die Nyl sal kan drink nie. Die Here het ook aan Moses gesê, jy moet ook vir Aaron die opdrag gee. Vat jou kierie en steek dit uit oor al die waters van Egipte, die riviere, stroompies, kanale, vleie en waterputte, sodat dit in bloed verander. In die hele Egipte sal daar net bloed wees, ja, selfs in die houtbakke en die klipbakke. Moses en Aaron het toe presies gedoen soos die Here hulle beveel het. Toe Aaron die water van die Nyl met sy kierie slaan, het dit voor die oë van die Farao en sy dienaars in bloed verander. Al die visse het gevrek en die Nyl se water het vreeslik gestink. Die Egiptenare kon nie die water drink nie. In die hele Egipte was daar bloed. Toe doen die Egiptiese towenaars dieselfde en die Farao se hart was hard. Hy het geweier om na Moses en Aaron te luister, presies soos die Here gesê het. Sonder om hom aan enige iets te steur, het die Farao omgedraai en na sy paleis gegaan. Hy het hulle nie ernstig opgeneem nie. Die Egiptenare het egter oral gegrawe vir water, omdat die Nyl se water ondrinkbaar was. 'n week het verbygegaan vandat die Here die Nyl geslaan het.